In die 4 uur nuusbulletin, die hof stel 'n spertyd aan 'n minister om dokumente aan AfriForum te verskaf. Al 4 die Modimolle verdagtes mag nou geïdentifiseer word en die reddingspoging op die Costa Concordia opgeskort. Goeiemiddag, ek is Marieta Kreer. Die minister van Handel en Nywerheid, Rob Davies, het tot 27 Januarie tyd om rekords aan AfriForum te gee oor die werksaamhede wat daartoe gelei het dat sekere munisipaliteite vrygestel is van die wet op verbruikersbeskerming. AfriForum het hom verlede jaar tot die hof gewend na 'n kennisgewing dat klein en mediumgrootte munisipaliteite vir 'n onbepaalde tyd vrygestel is van die wet. Die organisasie se regsverteenwoordiger, Willie Spies, sê munisipaliteite moet soos enige ander sakeinstelling onderhewig wees aan die streng vereistes van die verbruikerswet. Die nasionale tesourier het verlede week bekend gemaak dat meer as 40% van die land se 283 munisipaliteite disfunksioneel is. Die polisie in Limpopo het die 3 tydelike werkers van Johan Kotse geïdentifiseer wat in hegtenis geneem is in verband met die beweerde gedwonge verkwagting van Kotse se vervreemde vrou. Die hof het Vrydag die media beveel om nie die name van die verdagtes bekend te maak nie, hangende 'n uitkenningsparade. Die polisiewoordvoerder, Hangwani Molahutsi, sê egter 'n uitkenningsparade gaan nie meer plaasvind nie. Die beskuldigdes is Mapuru Mlaku, Andri Setole en Selu Frans Mpaka. Mpaka en Molaka het vandag in die Modimolle Landroshof verskyn, terwyl Setole Vrydag saam met Kotse verskyn het. Hulle al 4 sal weer op die 10de Februarie in die hof wees. Altesaam 1475 mense het die afgelope vakansieseisoen in 1230 noodlottige padongelukke omgekom. Die minister van vervoer, Sibusiso Ndebele, het die syfer in Pretoria bekend gemaak. Dis effens laer as die vorige jaar, toe 1700 mense op die land se paaie gesterf het. Die meeste mense, naamlik 256, het in KwaZulu-Natal gesterf, gevolg deur Gauteng en Limpopo. Tussen 1 Desember verlede jaar en 10 Januarie vanjaar was 70% van die padongelukke botsings reg van voor. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir moontlike hittegolftoestande in die Oos-Kaap. Voorspellers sê die hittegolf word môre, Woensdag en Donderdag in die noordelike en sentrale gedeeltes van die provinsie verwag, waar die kook tot sowat 35 grade kan styg en op plekke tot 40 grade kan bereik. Die humiditeit sal ook in die suidelike dele van die provinsie redelik hoog wees en hoë ongemaklikheidsvlakke word verwag. Dorpe wat hulle solank kan staal vir die hittegolftoestande sluit onder meer in Graafrenet, Kraddock, Fort Beaufort, Queenstown en Mthatha. Daar is steeds 'n ooraanbod van residensiële eiendomme, terwyl huispryse ook te hoog is. Volgens ENB se eiendomsagent Huiskopersopname is die gaping tussen aanbod en aanvraag besig om al hoe groter te word. 'n Huis was in die laaste kwartaal van verlede jaar gemiddeld 18 weke op die mark voordat dit verkoop is. Nog 'n faktor wat dui op 'n swak vraag is dat eienaars hulle pryse verlaag het om die eiendom verkoop te kry. Die beraamde gemiddelde prys waarteen eienaars hulle pryse laat sak het, was aan die einde van 2011 13% teenoor die 11% die vorige jaar. Die prys van landboumasjinerie het in Januarie op 'n jaar-op-jaar basis met 6,5% gestyg. Syfers wat deur die inligtingdiens Ag Facts bekend gemaak is, toon dat die prys van stroopers met bykans 10% opgeskiet het, terwyl die prys van hooi en voertoerusting, asook trekkers, onderskeidelik met 7 en 5% gestyg het. Die verhoging word toegeskryf aan die swakker rand. Die meeste landboumasjinerie word ingevoer. Die reddingsoperasie op die omgeslaane Italiaanse passasiersskip in Giglio is vir 'n onbepaalde tyd opgeskort nadat die reuseskip begin beweeg het. Reddingsspanne sê hulle monitor die stabiliteit van die skip en weet nie wanneer die operasie hervat sal word nie. 6 passasiers is dood toe die skip die naweek op die rotse geloop en omgekantel het. 16 mense word nog vermis. 'n Bergingskundige sê dit wil voorkom asof die skip stewig gebou is deur die skerp punte van die rotse wat die romp deurboor het. Die gevaar is dat dit kan loskom, wat 'n groot gevaar vir reddingswerkers inhou. Minstens 13 mense is dood toe 'n 6-verdieping gebou in die Libanese hoofstad Beirut ineengestort het. Die land se nasionale nuusagentskap sê 11 mense is uit die puin gered. Die soektog na ander oorlewendes gaan voort. Die woonstelblok was die tuiste van Libanese en Sudanese gesinne. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Handel en Nywerheid, Rob Davies, het tot 27 Januarie tyd om rekords aan AfriForum te gee oor die werksaamhede wat daartoe gelei het dat sekere munisipaliteite vrygestel is van die wet op verbruikersbeskerming. Dis die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Willie Labeskagh nie.